by Psalm 8. Psalm 8 skiet uit soos 'n stukkie diamant binne die psalmbundel. Want die psalms rondom Psalm 8 is die wat ons noem klaagpsalms. In Psalm 3 en 4 byvoorbeeld kla Dawid oor sy eie seun Absalom wat vir hom wil doodmaak. En in Psalm 4 praat hy ook oor droogte en miskoeste. In Psalm 6 praat Dawid van siekte, wat hy moes weer beworstel. In Psalm 5 en 7 oor vyande wat hom wou opstoor en wat iets aan hom wou doen. En dan ewe skielik, na hierdie swaar psalms, kry jy hierdie stukkie doen. Dit is amper asof Dawid vanmôre vir jou en my wil sê, dit midde van. Nie as gevolg van nie, en ook nie wat as nie, dit midde van die wêreld waarin ons leef. Kyk net die ongelooflike woorde. Vir die koorleier en musiek, vir die psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelryk geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring. So word die teestanders, die vyande en die wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom opsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Dit is vanmôre ons skriflesing. Kom ons staan en dan buig ons voor. So het ons dit vanmôre ook gesing, Vader. O Heer ons Heer, hoe wonderbaar U naam. En ons kom vanmôre weer, en ons kom besin dit in ons harte, dat U groot is. En dat U almagtig is. En dat U die alles oorheersende is. En dat U die Skepper is wat met U hande werk, wat met 'n woord spreek en die wêreld bestaan. Here, ons kom vanmôre klein voor. Maar ons kom na U toe nederig in die naam van Jesus Christus. En ons kom na U toe as kinders wat gevul word met die krag en die werk van die Heilige Gees. Om vanmôre voor U te kom leer wat U vir ons wil sê. Vader, kom dan vanoggend ontmoet ons, kom leer vir ons, kom lei vir ons, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, as jy vanmôre by my vraag sou kom kry en jy kon dit beantwoord, wonder ek, wat sou jy geantwoord het? As ek vanoggend vir jy sou sê, hoe lyk hierdie wêreld vir jou? Waarna toe gaan jou kop eers? As ek vir jy vanmôre sou kon vra, beskryf vir my hierdie wêreld. Hoe sien jy hierdie wêreld?
Gaan baie van hier dalk vanmôre dink aan die kastestelsel in Indië, waarvan die grootste ashope in die wêreld lê, waar mense in die oggende 4:30 al dood in die strate opgelaai word, want die mense wat wakker word, moet net nie in hulle kyk nie. Dan kom hulle met sulke trokke, en hulle laai net eenvoudig hierdie dooie lyke op in die straat en hulle gaan damp toe. Hulle word nie eens ordentlik begrawe nie. Dalk dink jy vanmôre aan China, waar die grootste asgat in die wêreld is. 10 miljoen metrieke ton per dag wat gedamp word. Dalk dink jy vanmôre so daaraan. Of jy dink dalk vanmôre aan die see, dalk was van julle so bietjie in die vakansie ergens op 'n strand en jy moes vaskyk in die uitspoeling van plastiek en rou materiaal. En dan sê hulle vir ons dat daar nou al plastiek in die mikron gedeeltes van die oseaan lê, dit maak die visse dood, die dood haie wat bedreig word. Daar kyk jy vanmôre na hierdie wêreld en sê vir jouself, dit is 'n horrible plek. Dalk was van julle in die vakansie, of dalk het van julle vanmôre julle koppe gedraai na ongelooflike plekke. Ons lees nou die aand in ons huisgodsdiens van die sogenaamde maanboog wat in Texas voorkom. Van die mooiste maanreënboog wat jy kan kry, vind jy daar. Dit lyk soos 'n reënboog, maar dit kom van die maan se lig af. En dan praat hulle van die Grand Canyon en ons praat van Berg Everest en julle wat nou die voorreg gehad het om die Himalajas of die Alpe te gaan sien. Miskien gaan jou kop vanmôre so toe, maar ek wonder by myself, as jy vanmôre die wêreld moes beskryf, hoe sou jy dit beskryf? Nou wonder ek, wat dink julle het Dawid gesien? Want die eerste ding waaroor Dawid praat is, hy noem 2 name van God. Hy noem Yahweh Adonai in die Hebreëus. Yahweh Adonai, hoe wonderbaar is daai naam oor die hele aarde. Nou kan ek vanmôre hier kom sê, Yahweh is die skepper. As die Jode gepraat het van Yahweh, het hulle na God verwys as die bron van alle lewe. As die God wat die oorsprong is. Die een wat uit niks uit alles gemaak het, wat met net die woorde op sy tong het hy gespreek en daar het lig gekom en die see het geskei van die aarde en daar's grense bepaal en daar's bome en daar's veld en daar's ewe. Eendag toe vra iemand vir John MacArthur, hoe oud dink jy is die aarde? Of hoe lank dink jy het dit God gevat om te skape? Het dit dalk 6 dae gevat soos die Bybel sê? En om John het gesê, ek reken so 45 sekondes. En die ou vra het vir hom, hoe kom jy op 45 sekondes as die Bybel praat van dag 1, dag 2, dag 3? John MacArthur sê, wel, as ek Genesis 1 vat en ek lees hom, en ek van die gedeeltes waar God sê, en laat daar wees, gaan dit my so 45 sekondes om dit te lees. Aangrypend dat Dawid teruggaan na Jahweh. En daar gebruik hy 'n baie besonderse naam, Adonai. En Adonai verwys nie net na God as skepper nie, maar hy verwys na God as die onderhouder. As die God wat nie net vir jou en my maak nie, maar die een wat vir ons sorg. Die een wat vir ons alles gee, wat ons nodig het. Hoe wonderbaar is daai naam oor die hele aarde. En dan praat Dawid nie van, hy is Adonai, Yahweh Adonai nie, hy is my Yahweh Adonai. Hy is my God. En dan gaan Dawid oor in vers 2, en dan praat hy oor hoe glansryk alles is wat God in die hemelruim geplaas het. Jy weet vriende, dit is so asemrowend om vanmôre daaraan te dink, dat die natuur en die fisika en die astrofisika nou nog nie alles kan verklaar wat hulle in hierdie bekende heelal sien. En wat doen mense met Here? Daar's mense wat vir God net reduseer tot hulle spiritualiteit. Hy mag nie deel wees van my werk nie, hy moet nie net in my gesinslewe nie,
Hy moet nie daar wees as ek uitgaan en gaan sosialiseer nie. God is net welkom in my Bybelstudietyd. Hy is net welkom in my kerk toe gaan tyd. Ander mense vat dit aan 'n groter ekstreem toe. Hulle glo nie eers hy bestaan nie. Hoe hartseer moet dit vir 'n skepper God wees, vir Jahwe Adonai, om van sy skepsel, sy maaksel, sy kind wat hy in klei vorm te hoor, dat hy nie bestaan nie. En dan gaan Dawid en hy bring die beeld na kindertjies toe. En dit is my so kosbaar. Kinders in sy gewinne besin die magtige werk wat hy tot stand gebring het. En jy weet gemeente, dit is so in kontra met groot mense. Kinders bevraagteken nie hoe groot God is nie. Hulle bevraagteken nie wat hy kan doen en wat hy nie kan doen nie. Dit is goed waarmee filosofiese mense werk. Kinders glo soos wat die een seun vir die ander seun sê, my pa is so groot. En dan sê die ander seun vir hom, my pa is so groot. Kinders glo met hulle hele hart dat God tot alles in staat is. Dit is net ongelooflik. Soos die meisiekind, sy is 4 jaar oud en sy stap winkel toe en na ma sê van gaan soek iets vir jou 1-jarige boelie uit, jy moet vir 'n geskenkie gaan kry. En sy kry toe die geskenkie en ma sê toe vir haar, okay, vat die geskenkie en gaan bære op net iewers sodat ons oor 2 weke kan terugkom en daai geskenkie kan gaan koop. En toe hulle 2 weke later weer terug is by die winkel, toe kry sy nie daai geskenkie waar sy vir die laaste keer gebêre het. En die mamma sê vir die dogtertjie, maar kom ons gaan soek. Daai geskenkie kan nie weg wees nie. Dalk het die winkelpakkers agtergekom, die ding staan nie op sy plek nie. Kom ons gaan soek net weer. En terwyl die ma in die boonland soek, want dit is wat groot mense doen, ons kyk nooit af nie. Ons is 'n groot afloop. Loop die meisiekind op haar kinderrond en sy kry toe die geskenkie op die heel onderste rak van die winkel en sy sê vir haar, maar kyk hier, presies waar Jesus op vir my gewerk het. Kinders is net soveel meer in vertroue in die Here as ons. Maar dit lyk nie asof hierdie gedagte vir Dawid te lank vasloop. Maar Dawid gaan 'n bietjie verder van die wêreld af en dan gaan hy na die ster. En dan praat hy van die skepping in die heelal. En dan sê hy, as ek na die maan en die sterre kyk en ek beskou die dinge, Here, hoe ongelooflik. Jy weet dat die astrofisika van my sê, daar is vandag al meer as 200 faktore wat nodig is in die heelal vir lewe om te kan bestaan. In die ou jare het die mense geglo, daar is net 2 faktore nodig. Jy het net 'n groot genoeg son nodig gehad en jy het net 'n planeet nodig gehad wat ver genoeg van die son af is. Maar vandag in die meta-astrofisika sê hulle al meer as 200 faktore en dat daai faktore almal op mekaar invloed. Swaartekrag, die werking van atome binne in mekaar, neutrone, protone, elektrone wat presies met dieselfde kragte na mekaar te werk. En as jy een stukkie van daai formule verander, 1 mikrostuk, dan is lewe nie moontlik. Dan gaan een van 2 dinge gebeur. Ons gaan op mekaar inplof of ons gaan uit mekaar uitspat. Ons gaan vlieg of ons gaan seil. En dan die werking van die natuurkragte, so asemrowend goed is, dat die natuurwetenskap praat van die gaping, die teorie van die gaping. Want dit is in die gapingsteorie waar hulle sekere goed nie kan verklaar nie. Hulle kan dit nie klein kry, hulle kan dit nie wetenskaplik gaan meet nie, hulle kan nie teorieë daarvan uitdink nie. En dan kom Dawid en as hy na hierdie Psalm verwys, dan moet die fisika net luister vir die Here. Want dit is in daai spasies waar ek vanmôre glo, Here, dat ons intelligent ontwerp is. Dat ek en jy nie toevallig is nie, dat ons nie lukraak gebeur het nie, dat jy nie vanmôre 'n samestelling is uit 'n aap uit nie. Van ons is al.
wil ek vanmôre vir julle kom sê, ons aanbid by Jahwe Adonai. 'n God van die skemas, 'n God van die bloudrukke, 'n God wat in die fynste detail vir jou en vir my ontwerp. Wanneer laas het jy in die natuur gaan sit en die Here se skoonheid beleef? Ek was bewus van die laaste 2 weke se veldbrande wat hier in ons omgewing en distrik gebrand het. Van dit was beheers, van dit was dalk gestig. Maar liewe gemeente, as jy so partykeer saam met ons gesit daar agter in die jaard sit en jy kyk na die voeltjies wat die boeye kom sit in die takke, hoe elke veer fyn uitgetrek is. Hoe daai bekkies en klere, hoe daai potjies wat vasgryp in 'n tak, hoe dit so uniek geskaper is. Hoe God sy vingerafdrukke in elke deel van hierdie ongelooflike skepping kom plaas. Dan kom Dawid en hy vra, Here, wat is dit? Die ongelooflike kontras tussen God se ongelooflike skepping en ons as mens. Hoekom sal die Here hom aan ons stuur? Hoekom sal hy hom enigstens met my kom bemoei? Ek sou dit nog verstaan het as dit iemand was wat perfek geleef het. Iemand wat hulle ganse lewe heilig was, nooit sonde gedoen het. Maar vir my, 'n ellendige sondaar wat weekliks moet gaan kyk na die Here toe, hoekom sal hy enigstens om aan my steur? Dan sê Dawid, omdat ek en jy net minder gemaak is as die hemelse wese, die kroon van God se skepping. En as jy na die ou vertaling gaan kyk, dan staan daar amper soos gode. Dat God eerste is en onder God staan ek en jy as die kroon van sy handewerk. Nie eers die engele en die serafs in die hemel kom by daardie ongelooflike ding. En as God kies om sy natuur in iets te openbaar, dan kom hy nie na hierdie aarde toe in die vorm van 'n engel nie. Hy kom nie na hierdie wêreld in die vorm van 'n seraf of 'n gerub of een of ander wese nie. Hy kom sit sy natuur in die gestalte van 'n mens. En daai gestalte van daai mens, Filippense 2, neem die vorm van 'n slaaf aan. En daai slaaf sterf 'n vernederende dood, sodat hy uit die dood opstaan en opgehef word om weer terug te wees waar hy was, groter as wat hy was. En daarom gemeente, is dit net vlees, menslike vlees, wat kan deel kry aan hierdie ongelooflike vernedering. Dit gaan terug na Genesis 1 vers 26, waar God sê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordigers. Kom ons skaap hulle in ons beeld. Die Latyn daarvoor is imago Dei. Geskape in die beeld van God. Gemeente, elke mens in hierdie wêreld het iets van God se beeld in hulle vasgevang. En as Dawid na hierdie wêreld kyk, dan sien hy nie groot natuur nie. Hy kyk natuurlik na die hemel, hy kyk na die sterre, hy kyk ver van hom af weg en hy kyk asemrowend alles is. Maar hy bring dit terug na wie toe? Van jou en na my. God se skepping. En dat ek en jy met daai oë na mekaar moet kyk. Dat daar 'n stukkie van God in my geleë is wat jy nog moet ontdek.
dat daar 'n stukkie van hom in jou is wat ek nog moet raak sien. Want almal van ons is sy skepsels. En dat hy nie een van ons wonder bo wonder dieselfde gemaak het nie, almal was in almal se lewenstrek. En dan kom Dawid en dan sê hy, maar die Here is nie net dit nie, hy maak ons konings. Hy kroon ons. Hy gebruik koningstaal, hy sê, die Here laat ons heers. Hy laat ons met sy werke regeer. Hy maak ons oppassers van hierdie ongelooflike skepping. Ja, gemeente, ons is klein. Maar in die Here se oë is ons groot. Ja, ek en jy is nietig. Maar in die Here se oë is ons nie moeite werd om voor te sterf. Ja, ons is baie keer feilbaar en swak en onseker. Maar die Here is bereid om die pad saam met ons te stap. En dan sluit Dawid af met dieselfde woorde. Hoe wonderbaar is die naam van die Here. Jy weet gemeente, as ons hierdie Psalm vanmôre ernstig sou vat, dan sal ek en jy die gebed van Jesus Christus met soveel meer dringend. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. En laat die koninkryk kom. En laat die wil geskied in die hemel. Net so goed daar. Daarom gemeente, vra ek volgende eintlik maar die vraag, wat sê Psalm 8 vir ons? Psalm 8 sê vir ons, behandel mense soos skepsels van God. Hou op om jouself te gaan takseer teenoor. Hou op om jouself beter of slegter of minder of meer te vergelyk met die persoon wat vanmôre langs jou voor jou en agter jou sit. Jy is net so kosbaar vir die Here. Soos die ou wat vanmôre in die straat moes wakker word. Daai ou wat vanoggend 3 dae laas kos gehad het en met 'n afspraak met iets soek. Dis vir God net so kosbaar. Soos vir jou wat in 'n warm bed op bed vanuit. Onder 'n warm stoel kom staan. En vanmiddag nog gaan uiteet ook. Hierdie is God se skepping, mense. Mag ons dit nie vergeet. Mag ons mekaar met waardige trakteer. Mag jy vanmôre met ander maak soos wat jy graag in jouself gedoen het. En mag jy vanmôre weet dat God, as hy so na die aarde kyk, dan kyk hy nie bo jou kop verby. Hy sien vir jou. Hy sien vir jou. Want jy is van kosbaar. Hoe wonderbaar is God se naam oor hierdie hele aarde. Kom ons bid. Dierbare Here Jesus, toe U daar aan die kruis gehang het, is dit vanmôre 'n groot gedagte vir my dat U aan my gedink het. Nog lank voordat ek sou bestaan. En Here, dat ons vandag in 'n wêreld leef waar mense vergeet word, waar mense weggegooi word, waar mense maar die skade wees van leef van ander se lig. En waar ons almal maar soms net probeer om 'n stuk van onsself net te kap. Ja, Here, dan wonder ons, wat is ons dat teen ons sit? En dan kom U vanmôre ons word in U magere gestel. Die beeld van God. Soos Paulus sê, om al hoe meer gelykvormig te word aan die beeld van sy seun,
Jesus Christus. So Here kom wees dan vandag ons God wat voorbeeld. Wees ons hande, wees ons voete, wees ons woorde, wees ons gedagtes, om te gaan lewe, soos wat U ons gemaak het om te wees. Ek vra en bid in Jesus